Welkom hier op die Suidlanders Media kanaal. In hierdie reeks leer ons lesse vanuit geskiedkundige volksmoordoorloë en beam ons onsself om koelkop ons moderne tyd waar te neem, sodat geskiedenis hom nie herhaal nie. In vandag se video kyk ons na nog 'n moeilike maar belangrike les vanuit Bosnië. En dit gaan oor aanvalle, padblokkades en die vroeë waarskuwingstekens van groter konflik. Hierdie video is nie bedoel om vrees of haat aan te hits nie. Die doel is om geskiedenis te verstaan, om bewus te wees van hoe vinnig orde kan verander en hoe gewone mense dikwels die eerste slagoffers word wanneer geweld en ekstremisme begin versprei. Een van die eerste dinge wat baie oorlewendes van die Bosniese oorlog onthou, was nie groot gevegte nie. Dit was padblokkades, kontrolepunte, gewapende mans langs paaie. Aan die begin het dit soms amper normaal gelyk. Soldate wat voertuie stop, mense wat geïdentifiseer word, bewegings wat beperk word. Maar geskiedenis wys dat hierdie padblokkades dikwels die eerste stap was in die isolering van gemeenskappe. In plekke soos Prijedor, Nevesinje en rondom Sarajevo het bewegingsbeperking stadig toegeneem. Dorpe en woongebiede is letterlik sektor vir sektor afgesny. Mense kon nie meer veilig reis nie. Hoofroetes het gevaarlik geraak. En sodra gemeenskappe geïsoleer was, het dit makliker geword vir geweld om plaaslik te eskaleer sonder dat mense kon ontsnap. Dit is hoekom historiese vandag sê dat die skielike verskyning van onoffisiële gewapende kontrolepunte altyd ernstig opgeneem moet word. Nog 'n groot waarskuwingsteken in Bosnië was die skielike teenwoordigheid van onbekende militêre groepe of geheime installasies. Mense het soms nuwe kampe, gewapende groepe of ongemerkte voertuie begin opmerk, lank voordat openlike oorlog uitgebreek het. Later het dit duidelik geword dat baie van hierdie strukture deel was van groter operasionele voorbereiding. Bosnië wys dus dat konflik dikwels vooraf tekens gee, maar dat gewone mense dit aanvanklik probeer normaliseer, omdat hulle nie wil glo hoe ernstig dinge kan raak nie. Nog 'n donker patroon wat herhaaldelik in die Bosniese oorlog voorgekom het, was die skeiding van mense, veral die skeiding van mans en vroue. In Srebrenica is mans en seuns apart geneem van vroue en kinders. Baie van die vroue het geglo hul mans word bloot vir ondervraging gevat, maar duisende is later vermoor. Die les hieruit is nie om mense bang te maak nie, maar om te verstaan hoe gevaarlik gedwonge skeiding tydens konflik kan wees. Wanneer groepe mense begin klassifiseer, skei en beheer op grond van identiteit, wys geskiedenis dat groter geweld dikwels volg. Nog 'n belangrike les vanuit Bosnië is dat onderhandelinge of tydelike stilstand nie altyd beteken die gevaar is verby nie. Soms word onderhandelinge gebruik om tyd te wen, posisies te versterk of mense rustiger te maak voordat verdere aksies plaasvind. Daarom het baie oorlewendes later gesê dat tydens konflik elke oomblik van stilte of wagtyd gebruik moet word om planne te maak, inligting te kry en voorberei te wees. Dit beteken nie aggressie nie, dit beteken bewustheid. Interessant genoeg wys Bosnië ook dat ontsnappingsroetes soms onwaarskynlik lyk. Sommige mense wat probeer het om veiliger gebiede binne hul eie land te bereik, is gevang. Ander het moeilike roetes oor berge, woude of selfs riviere geneem en oorleef. In sekere gevalle het mense oor die Drina rivier probeer swem om veiligheid in ander gebiede te bereik. Die groter les is dat standaardroetes tydens konflik dikwels die gevaarlikste raak, omdat almal dit gebruik, insluitend gewapende groepe. Dieselfde patroon is tydens die volksmoord in Rwanda gesien. Hoofpaaie en padblokkades het dodelik geword. Groot groepe mense is by roetes onderskep. Mense moes alternatiewe maniere vind om te ontsnap, omdat normale infrastruktuur nie meer veilig was nie. Nog 'n belangrike les vanuit Bosnië is dat mense nie moet aanvaar ouderdom, status of reputasie sal hulle beskerm nie. Die oorlog het nie net soldate geraak nie. Bejaardes, kinders, professionele mense en selfs bekende figure het slagoffers geword. Wanneer mense deur ekstremistiese ideologieë ontmenslik word, verdwyn individuele identiteit dikwels.
Hulle word bloot gesien as deel van 'n groep, en dit is wat sulke konflikte so gevaarlik maak. Nog iets wat baie oorlewendes later genoem het, was hoe gevaarlik dit was om terug te keer na plekke wat reeds aangeval of beskiet is. Baie mense het probeer teruggaan huis toe om besittings, dokumente of kos te gaan haal, en sommige het nooit teruggekeer nie. Konfliksones verander vinnig, en plekke wat veilig lyk, kan binne ure gevaarlik raak. Nog 'n moeilike les vanuit Bosnië is dat gewone burgers soms betrokke raak by onderdrukking of samewerking met ekstremistiese groepe. Nie almal nie natuurlik. Daar was wel mense wat hul bure gehelp het en lewens gered het, maar daarop kan nie staat gemaak word in konfliksituasies nie. Geskiedenis wys dat konflik dikwels gemeenskappe verdeel en mense dwing om keuses te maak onder intense druk. En daarom is propaganda so gevaarlik, want dit verander hoe mense mekaar sien. Nou, wat beteken hierdie lesse vir die moderne wêreld? Dit beteken, mense moet bewus wees van hoe vinnig stabiliteit kan verander wanneer politieke spanning, propaganda en swak instellings saam begin werk. Vir Suid-Afrikaners is daar belangrike lesse hierin. Die 2021 onrus in KwaZulu-Natal het reeds gewys hoe vinnig hoofpaaie ontwrig kan word, hoe logistiek kan ineenstort en hoe gemeenskappe soms self moet organiseer wanneer reaksies vertraag word. Dit wys hoe belangrik sterk instellings, gemeenskapssamewerking en verantwoordelike leierskap is. Want geskiedenis wys dat die vroeë waarskuwingstekens van groter chaos dikwels klein begin. Propaganda, onluste, padblokkades, bewegingsbelemmering, bewegingsbeheer, gewapende groepe en die stadige normalisering van verdeeldheid. Bosnië herinner ons uiteindelik aan iets baie belangriks. Vrede en stabiliteit is broser as wat baie mense dink. En dit is hoekom waaksaamheid, kritiese denke en die beskerming van menswaardigheid altyd belangrik bly, veral in tye van politieke spanning en onsekerheid. Suid-Afrika staar baie van hierdie dinge in die gesig. Optogte en onluste maak vir gevaarlike situasies, en daarom moet ons as burgers paraat bly. Roetes wat as gewoon verkeer was, mag dalk vinnig in 'n lokval ontaard. Reputasie of welwillende dade van tevore is nie 'n skild van beskerming nie. Maak die saak wie jy was voor so 'n konfliksituasie nie. Saam met dit blyk dit uit geskiedenis dat mense in chaotiese situasies skaar hulself by hul identifiseerbare stamme vir oorlewing. Daarom sluit aan by die Suidlanders om deel te maak van 'n georganiseerde volksnoodplan, 'n plan uniek in die wêreld vir 'n unieke stel omstandighede in ons land Suid-Afrika, 'n plan vir ons boervolk se oorlewing wanneer die dag mag kom. Ek wil u vandag los met 'n kragtige belofte wat in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10 gevind word, waar Jesus met die apostel Paulus gepraat het. Paulus het gebid dat God 'n pynlike stryd vir hom sou verwyder, maar in plaas daarvan het God met hierdie gerusstellende woorde gereageer. Paulus sê, daarom, om my nie hoogmoedig te laat voel nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te pynig. Ag, 3 maal het ek die Here gesmeek om dit van my weg te neem, maar hy wat ons almagtige Vader is, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon en my beskud. Daarom, terwille van Christus, verlustig ek my in swakhede, in beledigings, in ontberings, in vervolginge, in moeilikhede. Want as ek swak is, dan is ek sterk in Christus.